Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Johannes 3. Ons gaan lees vers 14 tot 16. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here vandag. Broeder en suster in ons Here Jesus Christus, ons bevind ons vandag in die 3de week van die lydingstyd. Nou in hierdie tyd van die kerklike jaar, stap die kerk en alle Christene doelbewus saam met Jesus op die pad na die kruis. Ons kyk weer na die lyding van Christus, nie net as 'n historiese gebeurtenis nie, maar as 'n waarheid wat elke mens se lewe hier op aarde raak. Lydingstyd herinner ons daaraan dat die kruis nie sommer maar net toevallig gebeur het nie. Die kruis was deel van God se groot reddingsplan vir 'n verlore gaande wêreld. Wanneer ons na Golgotha kyk, sien ons nie net die dood van 'n man nie, maar ons sien die hart van die evangelie. In Johannes 3 verbind Jesus twee gebeure met mekaar. Hy verwys na die gebeurtenis in die Ou Testament, waar Moses 'n koperslang op 'n paal moes sit, en hy sê dat hierdie gebeurtenis vooruitgewys het na sy koms en na hom. En net soos wat die slang verhoog is, sê Jesus, so sal die Seun van die mens ook verhoog word. Met ander woorde, geliefdes, die gebeure wat hier vir ons beskryf word in die Ou Testament, daar in die boek van Numeri, was nie sommer maar net 'n wonderwerk in die Ou Testament en in die geskiedenis van Israel nie. Dit was gebeure van die evangelie wat baie jare later tot vervulling sou kom in die Nuwe Testamentiese tyd. Dit was 'n voorafskaduwing van Jesus Christus wat sou kom. Nou wanneer ons hierdie teks lees, leer ons 3 groot waarhede oor die kruis van Jesus. En vanmôre wil ek graag hê dat jy jou hart moet oopmaak vir die Here se woord, wanneer hy met ons praat oor hierdie 3 groot waarhede. En ek glo dat die Heilige Gees hierdie belangrike dinge van die evangelie ook vandag en elke dag in jou hart sal inplant, sodat jy nader aan Jesus sal leef en meer gehoorsaam aan hom sal wees elke dag. Nou die eerste groot belangrike waarheid wat die kruis vir ons uitlig en waarby ons vandag aan stil staan, is die volgende. Die mens se sonde het die kruis nodig of noodsaaklik gemaak. Dis die eerste punt waarby ons stil staan vandag. Nou die gebeure in Numeri 21 begin met 'n volk
wat moeg en ontevrede geraak het, nie net met hulle leier Moses nie, maar ook met die Here. Die Israeliete was op die pad na die beloofde land, hulle was in die woestyn, dit was moeilike omstandighede, die reis het baie lank geword en moeilik geraak, en hulle begin kla teen God en teen Moses. Hulle het gesê dat hulle nie meer die manna wat God uit die hemel vir hulle gegee het, kon verdra nie. En dat hulle nie met hierdie reis verder wou voortgaan nie. In plaas daarvan, om dankbaar te wees vir God se sorg en God se leiding, het hulle daar in die woestyn in opstand gekom teen die Here hulle God. En as gevolg van hierdie sonde het God giftige slange daar in die woestyn onder die volk ingestuur om die mense te begin pik. En die Here het dit toegelaat. En baie mense is gebyt deur hierdie slange en baie het gesterf. En skielik het die volk besef wie die Here was en hoe ernstig hulle sonde was in die oë van die Here. Hulle het na Moses toe gekom en hulle het erken dat hulle gesondig het teen die Here en gevra dat Moses tog met die Here moet gaan pleit dat hierdie dinge moet ophou. En toe het God vir Moses gesê dat hy 'n slang van koper moet maak en dit bo op 'n paal moet gaan opsit, daar in die skare of in die laar waar die Israeliete bymekaar was. En daar moet hy hierdie koperslang ophang, dat almal die slang kan sien. En God het beloof dat elke mens, elke persoon wat gebyt is en na die slang sou opkyk daar op die paal, sal bly lewe en gesond sou word. Nou hierdie oplossing was eintlik baie eenvoudig, maar dit was ook baie diep betekenisvol. Want die volk kon hulle self nie gesond maak nie. Hulle kon nie die gif uit hulle liggame uithaal nie. Hulle moes eenvoudig vertrou op God en op sy voorsienigheid. Wanneer Jesus hierdie gebeure van die Ou Testament aanhaal in Johannes 3, sê hy dat dit vir hulle vooruitgewys het na hom wat sou kom. En net soos die slang verhoog is daar in die woestyn, so sou Jesus ook verhoog word aan die kruis. Nou die Bybel leer ons, liewe broeder en suster, dat die totale mensdom in 'n soortgelyke toestand verkeer. Ja, ons almal is gebreek deur sonde. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die probleem van die mens is nie net dat ons soms verkeerde dinge doen nie. Die probleem is dat die sonde diep in ons almal se harte woon en in ons lewens soms aan die werk is. En dit skei ons van God. Die kruis wys vir ons hoe ernstig sonde werklik is. As sonde sommer maar net 'n ou klein probleempie was, sou God nie nodig gehad het om sy geliefde seun na hierdie wêreld toe te stuur nie. Maar die feit dat Jesus Christus aan die kruis moes sterf, wys vir ons hoe sonde dodelik vir alle mense was en is. Jesaja 53 sê dat hy deurboor is ter wille van ons oortredinge en verbrysel was oor ons sondes. Die straf wat vir ons die vrede moes bring, was op hom.
Die kruis, broeder en suster, verkondig dus 'n baie belangrike waarheid wat ons nie moet miskyk nie en wat ons duidelik vandag moet besef. En dit is die waarheid dat ons sonde het die kruis noodsaaklik gemaak. En nou kom ons by die tweede belangrike waarheid uit die Here se woord vandag. God se liefde het die kruis moontlik gemaak. Die kruis vertel nie net die verhaal van die menslike sonde nie. Dit vertel ook die werklikheid van God se liefde vir sondaar mense. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En hierdie vers, broeder en suster, is die bekendste teksvers oor die hele wêreld. En miljoene mense ken hierdie vers. Hierdie vers is so bekend, dat ons baie maklik die krag van hierdie vers kan miskyk. Hierdie vers sê nie, dat God die wêreld maar net verdra het nie. Dit sê dat hy die wêreld lief gehad het. En hierdie liefde was nie sommer maar net 'n gevoel nie. Dit was 'n daad. God het gegee. En hy het sy enige gebore seun gegee. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dit beteken, dat God nie gewag het, totdat ons beter mense geword het, voordat hy ons gered het nie. Hy het ons lief gehad, sê hierdie vers, toe ons nog verlore sondaars was, en toe ons nog vol sonde was. Wanneer ons na die kruis kyk, sien ons die diepte van God se liefde. Die hande wat mense genees het vroeër, is nou deur die spykers deurboor. Die voete wat na sondaars geloop het om die evangelie en die boodskap van redding aan mense te bring, is nou vasgespyker aan 'n houtkruis. Die seun van God het daar gehang, nie omdat hy skuldig was nie, maar omdat hy ons skuld gedra het. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, hom wat geen sonde geken het nie, het God vir ons sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En dit beteken, dat Jesus ons plek ingeneem het. Hy het die straf gedra vir ons sonde, wat ons moes dra. Hy het in ons plek die straf gedra. Die kruis is dus die plek, liewe vriende, waar God se heiligheid en God se liefde mekaar kom ontmoet het. En nou is ons by die derde punt vandag. Geloof in Christus bring nuwe lewe. In die gebeure van die slange daar in die woestyn, en die koperslang wat Moses aan die paal moes hang, daar in die boek Numeri, is daar iets besonders eenvoudig aan God se reddingsplan. Die mense moes daar in die woestyn nie een of ander ingewikkelde ritueel uitvoer voordat hulle gesond sou word nie. Hulle moes ook nie 'n lang proses deurgegaan het dat God eers gesien het hoe goed hulle is nie. Hulle moes eenvoudig opgekyk het na die koperslang wat God voorsien het. En elke persoon wat gekyk het gelewe. Jesus sê, dat dieselfde beginsel geld vir ons redding vandag. Elkeen wat na Jesus opkyk en in hom glo, sal nie verlore gaan nie,
maar die ewige lewe hê. En dit beteken dat redding nie deur my eie prestasies kom nie. Redding kom nie deur jou eie goeie werke nie, maar dit kom deur die geloof in Jesus Christus ons Here. Efesiërs 2 sê dat ons uit genade gered is deur die geloof, en dat dit nie uit onsself uit is nie, maar dat dit 'n gawe van God is. Wanneer 'n mens met geloof na Jesus Christus kyk, dan gebeur daar iets wonderliks in jou lewe. Sonde word vergewe. Skuld word weggevat. 'n nuwe lewe begin en vrug dra vir die Here raak moontlik. Johannes 6 vers 40 sê dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En nou is die vraag vanmôre, is daar dalk al 'n ewige lewe sigbaar in jou lewe? Is dit dalk waar al in jou lewe, dat jy die Seun sien en in hom glo? Is dit 'n werklikheid in jou lewe? Laat ons vir 'n oomblik terugdink aan die woestyn en die volk Israel daar tussen die giftige slange. Stel jou voor, 'n man word deur 'n slang gebyt en die gif begin deur sy liggaam versprei en sy krag verdwyn stadig. En hy voel hoe die lewe stelselmatig besig is om te verdwyn. Hy voel hoe die lewe uit hom wegvloei. En iemand roep na hom toe uit, kyk na die koperslang op die paal. Maar hierdie man begin redeneer. Hy sê dalk, dit klink te eenvoudig. Dit sal nie werk nie, dis te belaglik. Ek sal later kyk. Ek voel te siek. Ek probeer self. Maar terwyl hy redeneer, versprei hierdie gif in sy liggaam. Liewe broeder en suster, die Bybel sê, die wêreld is vol mense wat deur die gif van die sonde gebyt is, en dat die wêreldse mense besig is om die ewige dood in te gaan. Maar die goeie nuus vandag is die goeie nuus van die evangelie. En dit is dat God reeds vir ons die antwoord tot genesing en redding gegee het. En dit is in die persoon Jesus Christus. God het sy seun verhoog aan die kruis. Hy het die hoogste prys betaal deur sy liggaam wat vir ons vasgespijker is en deur sy bloed wat vir ons gevloei het. En vandag roep die evangelie na elke mens toe uit. Kyk na Christus. Kyk na die een wat vir sondaars gekom het en gesterf het. Kyk na die een wat uitgeroep het aan die kruis, dit is volbring. Die prys is betaal vir julle sonde. Julle is vrygespreek as julle in my glo. Want op Golgotha, liewe broeder en suster, hang nie net 'n gekruisigde man nie. Daar hang die redder van die wêreld. En elkeen wat na hom kyk met geloof, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe hê. En daarom sê die kruis vandag vir ons almal, kyk na die Seun. Kyk na Jesus, glo in hom en leef tot in ewigheid. Mag hierdie boodskappe werklikheid word in jou lewe en ek glo dat die Heilige Gees jou vandag so sal oortuig dat jy hierdie boodskap jou eie sal maak, na die Seun sal kyk, na Jesus sal kyk, in Jesus sal glo en die ewige lewe sal ontvang. Amen. Kom ons bid saam.
Hemelse Vader, ons kan nie anders as om vandag met baie groot dankbaarheid en eerbied voor U te kan neerbuig, die lewende God van hemel en aarde nie. Here, dankie dat U geliefde Seun, Jesus Christus, na hierdie wêreld gestuur het, vir sondaar mense. Dat U 'n plan kom maak het met die sonde, om ons te kom vrykoop. En dat U Seun gegee het, om die hoogste prys te kom betaal, sodat ons vrygespreek kan wees. En in 'n nuwe lewende verhouding met U te kan staan. Here, in hierdie lydingstyd, dink ons terug aan dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het hier op aarde. Maar ook aan hierdie groot offerdaad, daar aan die kruis. Laat dit ons harte aangryp en ons na Jesus toe trek. Laat die Heilige Gees ons harte vernuwe en verander en nuwe lewe bring, sodat ons net meer en meer vir Jesus uit dankbaarheid kan lewe. Dankie vir hierdie boodskap vandag. Dis die goeie nuus van die evangelie van redding. En Here, vandag staan ons voor U, en ons wil graag vir U sê, ons wil dit aanneem met ons hele lewe, en ons doen dit ook vandag. Laat ons elke dag dankbaar gaan lewe, met die oog gefestig op Jesus Christus, die volëinder van ons geloof. En ons eer U, Here, vir hierdie hoogste prys, wat Hy vir ons betaal het aan die kruis. Die nuwe week lê voor ons. Wil U vir ons lei, behoed en bewaar, maar ook inspireer om gehoorsaam aan U woord te wees, toegewy te lewe en om Jesus in die oog te hou. Neem ons by die hand, vul ons met U vrede en laat U genade vir elkeen van ons genoeg wees. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, die Here van die Here en die Koning van ons harte. Amen.